Hartlike goeiemôre almal. Groet julle in die naam van Jesus Christus. Welkom hier. Ons sê vir julle dankie vir die wonderlike reën. Kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer vanoggend in U naam kan vergader. Dankie dat U ons weer saamgebring het, Here. Maar dankie ook vir die boodskap wat U vir ons het vandag. Ja, Here, is nie altyd wat ons wil sê nie, maar dit gaan nie oor ons nie, Here, dit gaan oor U. En U het vir ons 'n boodskap. En nie net vir ons wat hier is nie, Here, maar ook baie verder. Dis my gebed, Here, dat hierdie boodskap sal uitgaan en die mense bereik wat dit nodig het. Here, dankie dat U ons gebruik as U instrumente. Maak ons net gehoorsaam aan U. Here, gaan saam met ons deur hierdie diens. En laat U Gees die naprediker wees van hierdie woord. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons praat vanoggend oor watter Jesus aanbid jy? Gaan ons so 'n paar verse lees uit 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers wees van hulle self. Liefhebbers. Geldgieriges. Grootpraters. Trotsaards. Lasteraars. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar. Onheilig. Sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Kwaadsprekers. Bandeloos. Wreed. Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers. Roekeloos. Verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Er is nogal 'n mondvol wat Petrus hier vir Timoteus skryf. Maar dit klink baie soos die tye waarin ons leef. En as 'n boodskap wat kalkop aangespreek gaan word. Selfs al laat dit mense ongemaklik voel. Baie Christenkerke van vandag is gevul met 'n weergawe van Jesus wat nie die Jesus van die Bybel is nie. Dit is 'n weergawe van Jesus waarmee hierdie wêreld gemaklik is. Dis daai Jesus wat nooit sonde konfronteer nie. Dis daai Jesus wat glimlag vir toegewings. Dis daai Jesus wat vir hulle sê, ag jy kan maar lewe soos jy wil, net solank jy my naam bely. Klink dit soos die ware Jesus? Wel, vir baie gemeentes klink dit seker maar reg. Maar nie in hierdie gemeente nie. Die Jesus van die Bybel
pas nie in by hierdie prentjie wat deur so baie kerke en predikers uitgedink word en opgetower word. Die Jesus van die Bybel vergewe die sondaar. Maar hy waarsku hom ook om nie weer te gaan sondig nie. En ons weet in Johannes 5 vers 14 sê hy vir 'n man, jy is genees, jou sonde is jou vergewe, maar moenie weer gaan sondig, sodat iets erger met jou kan gebeur nie. Dis ernstige woorde. Iets wat hierdie kerke van vandag nie wil hoor nie. Jesus verwelkom die gebrokenes, die stikkende mense. Maar hy roep hulle tot verandering. Hy sê nie bly maar soos jy is nie. Jesus gee vir ons genade, maar hierdie genade is nie 'n toestemmingsbrief om te rebelleer teen die wil van God nie. Daar is sommige mense wat hierdie pragtige waarheid van genade gevat het en dit verdraai het tot 'n gruwelike ding wat lewensgevaarlik is. Daar's predikers wat te kenne gee dat mense net 'n sondaarsgebed kan aflê en niks anders hoe verder te doen nie. Want die prediker het mos gesê, jy is nou gered. God red, nie 'n mens nie. Volgens hierdie predikers kan persone maar openlik in sonde saamleef, heiligheid verwerp en nog steeds aanspraak maak dat hulle veilig is op grond van hierdie vals bekering. Genade was nooit bedoel om jou verskoning te wees om aan te hou sondig nie. Genade is ook nie jou toestemming om dieselfde te bly nie. Genade is die krag om waarlik nuut en heilig te word. Want ons redder is heilig. En Petrus skryf vir ons in 1 Petrus 1 vers 13 tot 16. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. In onwetendheid. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Heiligheid is ook nie 'n woord wat skielik uit die mode uitgegaan het nie. Dis nie soos klere nie, man. Klere gaan uit die mode uit. Nie heiligheid nie. Heiligheid is ook nie, en hier is 'n woord wat ek eerder gaan beskryf. Die woord is wettisisme. Maar kom ons sê dit sommer reguit. Simpel kerkreëls van mense. Dis 'n klomp moets en moenies
van wat jy mag en nie mag nie. Dis nie heiligheid nie. Heiligheid is daai natuurlike vrug van 'n veranderde hart. 'n Hart wat God werklik liefhet. Daai Galasiërs 5 vers 22 vrug van die Gees. Daai ene. Dit is die natuurlike vrug van heiligheid. Wanneer iemand 'n ontmoeting met Jesus gehad het, die regte Jesus, daai ene wat in die kruis gesterf het vir ons, gaan daai persoon se lewe drasties verander. Jou begeertes gaan verander. Jou belangstellings gaan verander. Jou hele manier van kyk na die lewe gaan verander. En jou vriendekring gaan ook verander. Want hulle gaan weghardloop van jou af. Ek weet, niemand word skielik oornag heilig nie. Niemand word skielik oornag heeltemal volmaak nie. Maar daar begin dinge verander in jou lewe wanneer jy tot bekering kom. Wanneer jy wedergebore is. Jy bly nie dieselfde nie. Jy maak nie meer vrede met sonde nie. Jy stry daarteen. Jy bely jou sonde wanneer jy struikel. Jy probeer dit nie wegsteek nie. Jy het 'n honger na ware geregtigheid. Maar ons sien in so baie kerke iets heeltemal teenstrydig met hierdie dinge. Die ware evangelie word nie meer verkondig nie. Hulle verkondig so afgewaterde, goedvoel storie, wat so bietjie klink na die waarheid, maar geen ewigheidswaarde het nie. Ons lewe in 'n geslag kerkbankers, wat net die gemak van redding wil hê, maar nie die prys van volkome oorgawe wil betaal nie. Hulle het 'n tipe van geloof wat die aanvaarding wil hê as kind van God, maar hulle wil nie bekeer nie. Dit klink nie vir my reg nie. Hulle soek 'n tipe van evangelie wat jou die hemel beloof, terwyl die oproep om aan jouself te sterf geïgnoreer word. Die ware Jesus, die een wat op die stofpaaie van hierdie wêreld gestap het, en in 'n kruis gesterf het vir elkeen van ons, sê vir ons iets heeltemal anders. Hy sê, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Nie volg jou pastoor en volg die simpel kerkreëls en volg enige iemand wat voor jou uitloop nie. Volg Jesus. Nie dalk nie, ook nie miskien nie. Nee, jy doen dit, anders is jy hom nie waardig nie. Anders is jy hom nie waardig nie. Matteus 10 vers 38 sê vir ons, 10 vers 38, en wie sy kruis nie neem, en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Punt. Nie ja, maar, maar ek voel nou nie vandag so goed hieroor nie, en, sorry, verkeerde plek. Verkeerde antwoord. Hierdie klink nie vir my soos 'n terloopse en 'n gemaklik in jou sonde tipe geloof nie.
Dit klink vir my eerder na 'n totale oorgee tipe geloof. Die gevaar van hierdie afgewaterde marshmallow tipe genade boodskap wat ons in die kerke hoor hierdie tyd, is dat dit 'n generasie mense skep wat glo hulle is veilig. Maar in werklikheid dryf hulle net al verder en verder van God af weg. Hulle het nie meer toewyding aan die wil van God nie. Hulle het nie meer toewyding aan God se woord nie, want hulle glo die sterk wat hulle pastore vir hulle vertel. Dit lewer lou, warm Christene op. Op die oog af lyk dit vreeslik godsdienstig. Maar daar's geen vuur in hulle nie. Niks. Mors dood. En die Bybel is ook nie baie onduidelik wanneer dit ons waarsku oor louheid nie. Jesus sê dit maak hom naar. En ons Bybel sê hy gaan hierdie mense uitbraak. Dan lees maar Openbaring 3, vers 15 en 16. Wanneer jy nie ten volle oorgee, of die Here Jesus ook nie ten volle verwerp nie, dan is hy lou. Ek wil hom nie die hele pad loop nie, maar ek wil ook nie heeltemal wegwees nie. Nee man. Verkeerde plek. Jy word 'n geestelike draadsitter man. Want jy is nie bereid om 'n besluit te neem aangaande jou ewigheid nie. En die bestemming van jou ewigheid nie. Maar as een van twee plekke waarheen jy gaan. Hemel of hel. En ja, die hel is 'n werklikheid. Jesus het baie gepreek oor die hel. Maar die mense van vandag wil nie daai woordjie hoor nie. Ja, maar hier gaan jy baie hoor. Hel. Die rede hoekom kerke geroep word om wakker te word, is om mense uit hierdie geestelike doodsheid uit te skud. Maar dit moet ons eers die kerk wakker maak, dat hy die mense kan wakker maak. Want te veel kerke het maar net so 'n marshmallow tipe verkondiging. Lekker soet. Hy gly so lekker in die keel af. Ons het nie die reg om Jesus te verander soos dit ons pas nie. Ons kan nie Jesus se woorde versag, net om dit meer aanvaarbaar vir die mense te maak nie. Maar jy kan nie so praat nie. Nee, ek kan. Ek kan. Ons kan nie die heiligheid heeltemal 'n ander definisie gee, net omdat mense ongemaklik raak daaroor nie. Ons mag nie die waarskuwings aan die gemeentes verontagsaam, net omdat ons nie die mense wil bang maak nie. Nee, maar ons kan nie vir hierdie boodskap gee nie, want hulle gaan bang word. Dalk moet hulle bang word, dat hulle kan wakker word. Die ware Jesus Christus roep mense vanuit die duisternis na die lig. Hy verbreek al hierdie kettinge. Hy suiwer die harte en hy verander lewens. Hy los jou nie net soos wat jy is nie, man. Ja, hy is vol genade. En sy barmhartigheid is dieper as wat ons ooit kan besef. Maar sy genade lei ons weg van sonde af, nie dieper daarin nie. Hier is die uur vir gelowiges om 'n lewens deeglik te gaan ondersoek. Elke gelowige. Nie om hulle self te veroordeel nie,
maar om volkome terug te keer na die ware Jesus Christus toe. Die een wat in die Bybel geskryf staan, nie die een wat jou pastoor vir jou van leer nie. Die tyd is nou om al jou kompromieë en jou toegewings af te lê. Jy kan nie toegewings maak met sonde nie. Die tyd is nou om weg te stap van jou eie ek en jou houdingkie. Die tyd is nou om hierdie gemaklike weergawe van Jesus of van Christendom te verwerk. Daardie een wat niks van jou vra nie. Daardie een wat jou nie vra om te verander en jou sonde af te lê nie. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek veranderde harte. Daai Romeine 12 vers 1 en 2, verandering in jou gemoed, dat jou hele lewe inpas by God. Die waarheid hiervan, dat hierdie selfde Jesus, wat ons roep tot heiligheid, ook die selfde Jesus is, wat deur sy gees die krag vir ons gee, om te kan wandel volgens sy weg. Jy staan nie alleen nie. Jy hoef dit nie op jou eie manier te probeer nie. Kom by Christus uit. Kom by die kruis uit. Ons word bemagtig deur Jesus Christus om juis hierdie goed wat ons so gevange gehou het, ons hele lewe lank te oorkom en af te lê. Hy breek die kettinge wat ons so vashou. Waarom wil julle in julle sonde bly? Die wêreld mag dalk 'n vals Jesus, wat alles toelaat, verwelkom in hulle midde. Maar die ware Jesus het nog nie opgehou om die mensdom tot redding, geregtigheid, reinheid en volkome toewyding te roep nie. Hy roep, gaan jy antwoord? Inteendeel, die persoon wat Jesus werklik liefhet, sal hom nooit probeer verander om volgens hulle lewe in te pas nie. Hulle sal Jesus eerder toelaat om hulle lewens te verander, om die heilige beeld van Christus te reflekteer in alles wat ons doen en sê en is. Het jy al die ware Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en saligmaker? Het jy al by die kruis uitgekom? As jy nog nie het nie, moet nie uitstel nie. Môre is dalk net een dag te laat. Doen dit vandag nog, want Jesus is lief vir julle. Amen. Magte Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord, Here. Daar is tyd dat Christendom weer terugkeer na U toe. Dit is tyd dat meer Christene weer die ware Jesus van die Bybel begin aanbid. En nie die Jesus van hulle perverse gedagtes nie. Daai Jesus wat sonde aanspreek. Daai Jesus wat sê, moenie weer sondig nie. Want te veel mense het gewoond geraak aan 'n afgewaterde marshmallow evangelie. Hulle wil 'n oor hulle gestreel hê, maar hulle wil nie by die waarheid uitkom nie. Here, wees hulle genadig. Here, help ons om net volgens U wil te stap. En nie te doen wat ons wil nie, Here, maar te doen wat U wil hê ons moet doen.
Want ons lewe behoort nie meer aan onsself nie, Here. Behoort aan U. Help ons, Here, om altyd volgens U wil te bly. En Here, laat hierdie boodskap uitgaan na daar waar dit nodig is. Dat die regte mense dit hoor, Here. En dat hulle harte verander kan word. Here, ons wil nie hê mense moet hel toe gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Help hulle, Here. Seën ons deur hierdie week en Here, seën elkeen wat hier is. En Here, dankie vir die wonderlike reën. Dat U genade ook so reën op almal. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.